En Here, dan bid ek nou vir hierdie diens wat vir ons voorlê, hierdie preek. En Here, my gebed is vandag, dat dit nie maar net nog 'n Sondag is nie. My gebed vandag is, dat dit nie maar net nog ietsie is wat ons aftik op ons week se boksie nie. My gebed is, Here, dat ons werklik sal hoor en so sal leef. En Here, ek verklaar dat ek U nodig het en dat ek niks sonder U kan doen nie. Here, kom maak ons harte oop. Help ons om te vergeet van wie ook al hier voor staan. Help ons om ons fokus die heeltyd op U te hou. In Jesus se naam. Amen. Dit was die eindstryd van die Currie-beker op Loftus. Die Bulle speel teen die WP. Die Bulle is 1 punt voor en die wedstryd is so te sê verby. Strafskop vir die WP. Die losskakel lê aan vir 'n skop pale toe. As dit oor is, wen die WP. As dit mis is, verloor hulle. Die eindvletjie gaan blaas. Terwyl die losskakel die bal reg sit en sy ou move maak en sy hare waai en al die goeters doen, het 3 van hierdie WP manne bymekaar gaan staan en besluit dis tyd om te bid. 2 van hierdie manne bid, Here, ons sien al hoe die bal deur die pale trek. Die losskakel skop die bal en daar is die bal op pad pale toe. Die derde ouetjie wat staan en bid, sluit die gebed af om te sê, Here, laat U wil geskied. En skielik trek die bal skeef. En dis heeltemal mis. Die ander 2 haak af. Jy met jou wil van die Here, kyk nou daar. So wen die Bulle soos gewoonlik die beker. Julle moet nou lag. Dankie. Die wat gister rugby gekyk het, sou weet, hulle wen nie. Vriende, wat is God se wil? Hoe werk dit? 2 ouens bid, dat 'n bal oor die pale moet gaan. Daar's dalk ander 2 wat bid dat dit nie moet gebeur. Hoe werk God se wil? As jy jou Bybel het, dan gaan ons kyk na 'n verhaal van Jesus in Getsemane. Ek het hierdie prentjie gekies om in die week uit te stuur oor die olyftak. En omdat die van julle wat dalk weet, Getsemane beteken olyfpers. Dit was 'n klomp olywe en Jesus het daar gaan bid tussen hierdie klomp olyfbome. So as jy jou Bybel het, is jy baie welkom om saam met my te lees uit Markus 14. Ons gaan nie al die verse lees nie, maar ek wil hê jy moet daar oopmaak. Die verhaal van Jesus en sy gebed in die tuin van Getsemane. Ek gaan net saam lees vers 32, 35 tot 36 en vers 41. Ons vertrou jy het die teks gelees in die week. En ons stuur dit vir julle uit sodat julle dit moet lees. Nie sodat ons moet weet waaroor om te preek nie. Dis ons wil hê julle moet saam met ons die week dit lees. Markus 14. Dieselfde verhaal word vertel in Matteus 26, Lukas 22 en Johannes 18. Markus 14 vers 32 sê: Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels: Sit hier terwyl ek gaan bid. Vers 35. Toe het hy 'n entjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid, as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê: Abba Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar laat U wil geskied. Dan lees ons, hy het weer gegaan, 'n tweede keer, weer dieselfde gebed, vers 41, hy het 'n derde keer teruggekom, en hy sê vir hulle, slaap julle nou nog? Dit is genoeg,
Die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Tot sover in God se woord. Vriende, ek wil vandag stil staan by primêr die woorde wat Jesus gebid het toe hy in Getsemane is. Toe hy hierdie angs, pyn, onsekerheid beleef het. En ons wil stil staan by 3 momente binne in hierdie gebed. En met die Here se genade sal jy sien hoe al 3 hierdie momente eintlik by mekaar inpas om vir ons te deel vandag. Wat is God se wil? Kan ek vra, wil jy weet wat God se wil is? Ons het vir mekaar gesê ons wil. En kan ek nou al vir jou die antwoord gee? Ek het gedink ek gee dit maar aan die begin en dan kan die wat wil maar 'n ou uiltjie knip, maar dat jy dalk niks gemis nie. So ek gee die antwoord vir jou en ek weet die van julle wat die preekopsomming voor die tyd gelees het. Ek sien hoe skryf julle 'n nommer daaronder, 'n 8 of 'n 6 of 'n 3. Ek weet nie wat dit beteken nie, maar God se wil. Hier is dit, is jy reg? Net gou sê God se wil is enkelvoudig. So dis nogal belangrik, daar's nooit 'n meervoud aan God se wil nie. God het nie 2 wille nie. God het 'n wil. God se wil. Is jy reg daarvoor? God se wil. Die antwoord, as jy elkie wil knip, God se wil is 'n verhouding. Dis God se wil. God se wil is 'n verhouding met elkeen van ons, maar God se wil vandag is 'n verhouding met jou. Ek hou van die woord persoon spesifiek. God se wil vir jou lewe is 'n verhouding met jou. Jesus bid in Getsemane, dan bid hy die volgende woorde, hy het gesê: Abba Vader, alles is vir U moontlik. Neem hierdie lydensbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Jesus begin hierdie gebed in Getsemane met die volgende woorde: Abba Vader, alles is vir U moontlik. Herinner my aan die woorde van Lukas 1 vers 37 wat sê: niks is vir God onmoontlik nie. Ons dien 'n God, vriende, wat oneindig meer kan doen as waarvoor jy ooit kan bid en ooit kan vra. Ons lees dit reg deur die Bybel. Ons lees in die woord van 'n see wat oopgeskei word. Ons lees van water wat uit klippe kom. Ons lees hoe God olie, meel, vis, brood vermeerder tot oorlopends toe. God kan uiteindig oneindig meer doen waarvoor jy ooit kan bid. My vraag is, glo jy dat God dieselfde vir jou kan doen? Gee ons onsself die vryheid om God vir enigiets te vra. Want 1 Johannes 5 vers 14 sê, ons is heeltemal vry en vol selfvertroue om met God te praat. Heeltemal vry. Filippense 4 vers 6 sê, en dis 'n belangrike woord, maar in alles. Maak in alles. Jy weet wat is die Griekse woord? Is alles. Maak in alles julle gebede, julle versoeke, deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Alles. My vraag is of doen ons dit? Of hou ons so bietjie ons gebede terug? Is ek en jy op die punt in ons lewe waar ons God vir enigiets kan vra? Of nie? Ek dink baie van ons hou ons gebede terug vir 'n klomp verskillende redes. Eerstens is ons dink ons moet die regte goed bid. Ek sê nie vir God wat regtig in my hart leef nie. Ek bid nie vir genesing nie, want ek moet die regte goed vra. Ek deel nie met God wat in my hart is nie.
Ek deel met hom wat ek dink veronderstel is om in my hart te wees. En daarom sê C.S. Lewis, lay before him what is in you, not what ought to be in you. Steel nie ons hart met God nie, ons vra nie enigiets nie, want ons sê vir onsself, ons moet die regte goed vra. Tweedens, vriende, wanneer ons versoeke terughou, wanneer ons bid vir dinge wat veilig en maklik is, as ons bid vir goed wat heel waarskynlik in elk geval gaan gebeur, dinge wat ons self kan beheer, dan beperk ons God en ons beperk ons geloof. En dan vra ek myself, wat is die rede dat ek en jy vir God nie vir onmoontlike goed vra nie? En die realiteit is omdat ons glo dit kan nie gebeur nie. Kan ek vir jou sê wat is die hartseer vir my van die kerk in die geheel? Ek wonder of ons nog glo dat God wonderwerke doen. Of probeer ons alles met ons kop verduidelik. Die Bybel is vol wonderwerke. Van melaatses en blindes wat genees word, van mense wat uit die dood opgewek word, van kinders wat gebore word, van ouers wat nie vrugbaar is nie. Amazing wonderwerke, en ek glo met my wese dat dit vandag nog oor die wêreld heen gebeur. En dit kan in jou lewe ook so wees. Jesus bid die woorde, ek weet dat U is magtig. Ek weet U kan enigiets doen. Ek weet niks is vir U onmoontlik nie. Kan vandag vir jou ook so wees. Maar daar is verhale, ons het vir mekaar gesê, klomp verhale waar God onbeskryflike wonderwerke doen. Maar daar's ook verhale in die woord waar God dit nie doen nie. Waar dit waarvoor mense vra nie gebeur nie. Koning Dawid, eintlik 'n hartseer verhaal, maar koning Dawid het God gevra om die lewe van sy baba seentjie te red. Hy het daarlank gevas, hy het God gesmeek en God het dit nie gedoen nie. Paulus, ons weet 1 Korintiërs 12, smeek God dat die doring uit sy vlees verwyder moet word. En God nie sy gebed antwoord nie. Ons almal ken Job se verhaal en die lyding wat hy moes deurgaan. En ek gaan vra myself, Here, hoekom is hierdie verhale in die Bybel? Want dit sou mos baie nicer gewees het en die Here sou baie magtiger gelyk het as dit net vol klomp wonderwerke was. Waarom hierdie tye waar dit vir mense voel asof God hulle in die steek laat? Hoekom dit ook in die woord insluit? Want vriende, dit maak nie saak wat die resultaat van ons gebede is nie. Dit maak nie saak wat God se antwoord is nie. Wanneer ek en jy vandag en elke dag die vrymoedigheid het om God vir die onmoontlike te vra, dan oefen ons ons geloof. Jy sien Dawid, Paulus, Job het almal oneindig meer ervaar as wat hulle ooit kon dink. Hulle het dalk nie gekry wat hulle wou hê nie, maar hulle geloof is gestrek. Hulle het hulle geloof beoefen en so het hulle vol lewens gelei. So het hulle intieme verhouding met God gehad. Want hulle het die vryheid gevat om te sê, ek kan God enigiets vra. Ek en jy moet ophou om God te beperk. Ons moet ophou om nie die vryheid te vat om te sê, ons kan God vir onmoontlike goed vra nie. Hy het dan gesê, ons moet dit doen. Die antwoord is nie die ding wat saak maak nie. Ja, dit bou jou geloof, maar dis nie die fokus nie. Dis om te sê, ek leef in 'n intieme verhouding met my Vader waar ek hom enigiets kan vra. Jesus self
wys vir ons die voorbeeld met hierdie gebed in Getsemane. Hy begin en hy erken, hy sê, Vader, U is magtig, ek weet U kan enigiets doen. En net daarna deel hy met sy Vader wat in sy hart leef. Al bid hy dat God se wil sal geskied. Al het hy geweet God se wil gaan gebeur, het dit hom nie gekeer om sy hart met sy Vader te deel nie. Dit was vir hom so belangrik, en dit is so 'n belangrike boodskap wat ek en jy vandag moet hoor. Al glo ons in ons wese, God se wil gaan geskied, moet dit my en jou nie keer om ons harte met hom te deel nie. Om alles met hom te deel wat in my hart leef nie. Want dis deel van God se wil. God wil hê jy moet jou hart met hom deel, want hy wil in verhouding met jou wees. En 'n opregte verhouding, die van julle in 'n huwelik sal dit weet, 'n opregte verhouding vra eerlikheid, openheid, boldness. Dieselfde met my en jou verhouding met God. So Jesus bid hierdie woorde, Here, U is magtig. Ek glo U kan enigiets doen, niks is vir U onmoontlik nie. En dan hier's die ding wat hy vir God vra. Markus 14:36. Ek weet U kan enigiets doen, U is magtig, U kan hierdie beker by my verbyvat, maar dan sê hy, en dis juist wat hy vra, Here, neem hierdie lydensbeker van my af weg. Ek weet U kan. Daarom vra ek U, Here, neem dit van my af weg. En vriende, ons elkeen het 'n beeld waarmee ons die lewe vergelyk. Ek dink is Forrest Gump wat gesê het, life is like a box of chocolates. Party van ons sê, die lewe is soos 'n nikkerbol, nee, hard maar lekker. Party mense sê, die lewe is 'n lied. Ander ouens sê, die lewe is 'n reis. Ons het beelde waarmee ons die lewe vergelyk, en die Bybel het ook so 'n beeld. Die Bybel gebruik die beeld en sê die lewe is 'n beker. Ons lees daarvan Psalm 16, Psalm 23, en hier kom Jesus, en hy sê vir ons, sy lewe, sy lyding is soos 'n beker wat hy moet drink. Iets wat op hom wag, iets wat hy nie gekies het nie, goed wat met hom gaan gebeur, wat hy nie eers verdien het nie. Daarom sê hy, Here, laat hierdie beker by my verbygaan. En vriende, die realiteit van die lewe is dat elkeen van ons het ook 'n beker. Elkeen van ons het ook goed in ons lewe wat ons voel ons nie kan hanteer nie. Goed wat met ons gebeur het, dalk in die toekoms nog gaan gebeur. Goed wat ons nie verstaan nie. Goed wat ons nie gekies het nie. Goed wat ons voel ons nie eers verdien het nie. Ons het elkeen 'n beker wat ons gaan moet drink. En dis juis wanneer hierdie beker voor ons kom staan. Dis juis wanneer die onverstaanbare en onverklaarbare ons in die gesig kyk. Dan wanneer ons die meeste met God se wil worstel. Dis juist wanneer ek hierdie beker moet drink, wat ek vir myself vra, maar wat is God se wil? Ek wil jy moet 'n oomblik daaraan dink. Ek wil jy moet regtig goed dink daaroor. Het jy al ooit aan God se wil gedink as dit met jou goed gaan? Kom ek vra dit anders. Het jy al ooit aan God se wil gedink as die lewe inpas by jou wil? Want jy sien, die realiteit is, niemand van ons vra wat is God se wil as ons gesond is nie. Maar die oomblik as siekte tref, dan wil ek heel eers weet wat is God se wil hiermee. Niemand van ons vra God se wil as iemand doodgaan wat al oud is nie.
Maar as iemand wat jonk is sterf, dan wil ons heel eers weet wat is God se wil. En ek wil daarmee vir jou sê vandag, dat ek dink ek en jy moet versigtig wees, om God se wil nie soos 'n paar tref en trap antwoorde te gebruik nie. As ek en jy net na God se wil soek, wanneer daar swaar kry en krisis in ons lewe kom, ons dalk so 'n bietjie anders oor God se wil begin dink. Want die realiteit is, dat baie keer, selfs meeste van die tyd, vriende, gaan ons nie verstaan hoekom goed gebeur nie. Gaan ons nie antwoorde hê vir die bekers wat ons moet drink nie. Gaan jy nie antwoorde hê vir die beker wat iemand anders moet drink nie. Ons gaan nie verstaan hoekom sekere goed in ons lewe eenvoudig gebeur nie. En weet jy wat vir my hartseer is, asof ons begin dink het ons moet verklaarders raak van omstandighede. Dis asof ons begin dink het ek en jy moet antwoorde gee namens God. Dis wanneer mense 'n beker moet drink, dan voel ek moet vir God nou beskerm. Ek moet nou vir God opstaan. Want hierdie mens kan mos nou nie so dink nie. Vriende, mense gaan vra. En hulle mag vra. En dit is baie keer nodig om vrae te hê. Maar ons hoef nie in dit te voel dat ons mense 'n antwoord skuld nie. Want wil jy die realiteit weet? Mense gaan nooit tevrede wees met jou antwoord nie. Daar gaan altyd nog vrae wees. En nog vrae wees. En mense spekuleer oor God en hulle spekuleer oor God se wil. Ek wil vandag vir jou sê, ons gaan nie die lewe verstaan nie. Die lewe is hard en die lewe is onverklaarbaar. En Max Lucado sê dit brilliantly goed as hy sê, lower your expectations of earth. This isn't heaven, so don't expect it to be. Die prediker sê 3 keer vir ons hoe onverstaanbaar die lewe is. Prediker 11 vers 5 sê, net so min as wat jy kan verstaan hoe die gees en die liggaam bymekaar kom in die skoot van 'n swanger vrou, so min kan jy die werk van God verstaan. Prediker 3 vers 11 sê, tog kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Prediker 8 vers 17, die mens is nie in staat om wat in hierdie wêreld gebeur te verstaan nie. Hoe hom ook al inspan en soek, hy verstaan nie. Al sê die wyse dat hy weet, sê die prediker, hy verstaan nog steeds nie. En vriende, dis die realiteit. Rondom 'n stuk van God se wil, ons verstaan nie, is dit God se wil, is dit nie God se wil nie. Ons verstaan nie. En dit is nie my en jou plek om te voel ons skuld vir mense antwoorde nie. My en jou plek is, dit wat ek en jy mense skuld, is die getuienis dat God in ons sekerheid die sekerheid is. My en jou verantwoordelikheid teenoor mense met die bekers wat hulle in die lewe moet drink, is om te getuig dat God teenwoordig is. Nie antwoorde nie. Ou Dawid, ek het gewonder, ek het nou gesien, ek gaan vra, ek wil hê iemand moet dit vir my lees. Ek gaan vra, ekskuus, ek gaan oom, kan ek vir oom vra, lees net vir my die teks wat daar op die bord gaan kom, asseblief. Julle gaan nou sien hoekom ek dit doen. Toe Psalm 131 geskryf is, was Dawid al bietjie 'n ouer man. Ek sê nie oom is oud nie, oom is nog bloedjonk. Was Dawid al bietjie 'n ouer man. En ek het gedink dit sal goed wees om hierdie woorde te hoor dalk met 'n ouer stem. So as oom vir ons net sal lees Psalm 131 vers 1 tot 2. Ek maak
my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Ag, ek gaan vra sou om weer vir ons lees asseblief. Ek wil hê ons moet mooi hoor wat sê dit. Ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Ek het rus en kalmte gevind. Ja, is hy nie aan u. Skus. Ek het rus en kalmte gevind, soos 'n kindjie wat by sy moeder tevredenheid gevind het. So het ek tevredenheid gevind. Baie dankie oom. Oom kan hom net daar sit, ek sal hom kry. Dawid skryf, ek maak my nie besorg oor groot dinge nie. Dinge wat bo my vermoë is. Die Passion vertaling sê dit briljant. Hy sê, I'm content not to pursue matters that are over my head, such as your complex mysteries and wonders that I'm not yet ready to understand. En dan hier is wat ons mense skuld. Hier is wat ons getuig. I am humbled and quieted in your presence, like a content child who rests on its mother's lap. I'm your resting child, and my soul is content in you. Nie in my omstandighede nie. Nie die goed wat ek deurgaan nie. Nie die beker wat ek moet drink nie. In you. Dawid het iets besef van om te sê, Here, my vrede lê in God en my verhouding met hom. In die onsekerheid, in die nie verstaan nie, ook daar is God teenwoordig. Dan verstaan ek nie die wil van God nie, al verstaan ek nie of alles gebeur en hoekom dit gebeur nie, en of dit God se wil is of nie God se wil is nie, al wat ek weet en vir myself sê, is God is hier teenwoordig. God se belofte verander nooit, sy uitnodiging verander nooit om te sê, kom na my toe. Kom leef by my, kom leef saam met my, in verhouding, elke dag, in elke oomblik, in alles wat gebeur. Kom terug, wat is God se wil? God se wil is 'n verhouding. Binne in die nie verstaan is God se wil 'n verhouding. Met jou. Die laaste sin, wat Jesus in Getsemane bid. 2 gedagtes eintlik in hierdie gebed, hierdie laaste woorde, hy sê, Markus 14:36, moet nogtans nie doen wat ek wil nie. Here, ek wil nie hierdie beker hê nie. Here, ek wil nie hierdie goed deurgaan nie. Here, dit is nie vir my lekker nie. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie. Maar doen wat U wil. Laat U wil geskied. En wanneer ons hierdie gebed bid om te sê, eerstens, Here, nie my wil nie, dan moet ek en jy verstaan, dis nie maklik nie. Want om te bid nie my wil nie, sê ek baie duidelik, Here, ek is nie die belangrikste nie. Wanneer ek bid nie my wil nie, dan bid ek teen die natuur van alles wat ek en jy is. Want in ons diepste wese wil ons eintlik sê, Here, laat my eie wil geskied. So wanneer ek sê, Here, nie U wil nie, dan bid ek eintlik Lukas 9, wat ons nou gaan saam lees. Ek wil jou vertel van 'n verhaal van 'n vrou in Skotland. En die storie word vertel van 'n arm vrou wat in Skotland bly, en sy het van dorpie na dorpie geloop, en sy het garing en knope en skoenveters verkoop om aan die lewe te bly. Sy het die gebruik gehad, dat wanneer sy by 'n vurk in die pad kom, dat sy 'n gebed doen, en vir die Here vra wat sy wil is. Wat se kant toe moet sy gaan. Dan sy die Skotse weergawe gesing van doen slegs U wil, Heer. En dan wat sy gedoen het is, sy het 'n stok gevat, wat 'n stuk lint opgehaat het. Sy het die stok in die lug opgegooi, en as die stok die grond tref, die rigting wat die lint wys. Dis na daai kant toe wat sy dan geloop het,
en haar verkope gaan doen het. So het baie mense hierdie tannie teëgekom en sy was baie vroom en mense was baie beïndruk met hierdie tannie se geloof om God se wil te vra. En op 'n dag het iemand op haar afgekom waar die tannie die stok in die lug gooi, dan val hy, dan mompel sy iets, dan vat sy die stok, gooi sy hom in die lug, dan val hy, dan mompel sy weer iets, gooi sy hom weer in die lug, dan val hy, dan mompel sy iets. En toe die persoon vir haar vra, hoekom sy dit doen, toe sê die tannie, hierdie lint bly die heeltyd links wys en ek wil regs gaan. So het sy aangehou tot die lint uiteindelik regs gewys het en toe het sy begin stap. Want jy sien, hierdie tannie het geweet dat die mense in hierdie dorpie aan die linkerkant bly die mense wat swaar kry en aan die regterkant bly die mense wat ryk is. En dis waarom ek vandag sê dat ons baie meer soos hierdie tannie is as wat ons besef. Dat ons bid vir God se wil solank dit by myne inpas. En daarom sê Lukas 9 vers 23, as julle my volgelinge wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Is jy Jesus se volgeling? As jy my volgeling wil wees, moet julle julle eie ek prys gee. Elke dag julle kruis opneem en my volg. Die Message vertaling sê, self-sacrifice is the way, my way, to finding yourself, your true self. Om werklik God se wil te vra beteken dat ek my eie wil prys gee, ongeag. Dit beteken dat ek my lewe in God se hand sit. Wat eintlik fantasties is, want ek weet nie of jy al in die Bybel gelees het wat gebeur as God mense oorgee aan hulle eie wil nie. As jy wil weet wat gebeur, gaan lees 1 en 2 Konings. Die ouens smeek die Here, hulle wil hulle eie koning hê, toe gee God vir hulle dit. Gaan lees hoe dit uitgedraai. En daarom is dit geen wonder dat C.S. Lewis sê, 'n deel van die hel is dat die mens onophoudelik sy eie wil soek en God die mens dan aan sy eie wil oorgee. As ek sê, nie my wil nie, dan sê ek, Here, ek kruisig dit wat ek wil hê. En dan las Jesus aan. Dan sê hy, moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat U wil. Laat U wil geskied. Die ding is, vriende, en hier's die ander realiteit, die meeste van die tyd wat ek en jy hierdie gebed bid, die meeste van die tyd wanneer ek en jy vir die Here vra, Here, wat laat U wil geskied, is wanneer ons nie meer antwoorde het nie. Dis nie wanneer die vraag gekom het nie. Dis wanneer ons nie meer antwoorde het nie. Dis wanneer ek en jy nie meer weet wat om te doen nie. Die vraag na God se wil verskyn op jou horison as jy by 'n vurk in die lewenspad kom en skielik moet weet, moet ek links of regs. Dis wanneer ek God se wil soek. Jy sien, ek en jy hanteer God se wil amper soos 'n magic 8-ball. Kan ek gou sien wie van julle weet wat dit is? Dankie. Maar nou gaan ek die res verduidelik. Dis eintlik al 'n baie ou speelding, baie lank voor my tyd. Maar ek weet daarom wat dit is. Okay, 'n magic 8-ball het so gewerk. Jy sou vir hierdie balletjie so groot 'n vraagie vra. Moet ek 'n sjokolade by die Spar gaan koop? Dan skud jy die bal en dan sê die bal signs point to yes. Dan jy in jou kar geklim en jy vir jou 'n sjokolade by Spar gaan koop. 'n magic 8-ball. Dis net 'n speelding. Asseblief nou nie regtig so gewerk het nie. Maar weet jy wat is die realiteit? Ons hanteer God se wil so. Jy sien, ek hanteer God se wil om antwoorde op my vrae te kry. Here, moet ek trek?
Wat is die Here se wil? Here, moet ek 'n ander werk kry? Here, gaan ek ooit 'n vrou kry? Gaan ek ooit trou? Met wie? Wanneer? Waar en hoe? Weet julle wat is die Christelike metode? Ek het gehoor hulle noem dit eintlik die oop venster metode. Dis nou die Christelike weergawe van 'n magic 8 ball. Dis nou waar jy gaan sit by 'n oop venster, dan vat jy jou Bybel, dan wag jy nou dat die wind die blaaie waai. En daar waar die blaaie stop, point jy lees. En as dit nou nie so lekker inpas by wat jy wil hê nie, dan sit jy nou maar net weer met jou Bybel, dan wag jy nou maar net weer dat die wind so 'n bietjie waai, en dan druk jy maar net weer. En jy maak altyd by die Nuwe Testament oop, nooit by die Ou Testament nie. En daar soek jy God se wil. Ek het gehoor van 'n man wat hierdie oop venster metode probeer het. Hy wou uitvind wat God se wil vir sy lewe is. Hy het by 'n oop venster gaan sit, sy Bybel oopgemaak, wag dat die wind waai, maar eers so baie nader aan weer eens die Nuwe Testament, né? Want dis mos alwaar ons oopmaak. Die wind het gewaai en hy het gepoint en hy stop by Matteus 27 vers 5. Matteus 27 vers 5 sê, hy het weggegaan en homself opgehang. Natuurlik was hierdie ou nie tevrede nie, en ek dink sy reaksie was wat jou reaksie nou is, so hy gaan sit toe maar weer met die Bybel. Hierdie keer bid hy darm, hy sit weer met die Bybel. Die blaaie waai, en hy sit darm ook so dat dit Nuwe Testament se kant toe waai. En hy druk, Lukas, dankie tog, Lukas 10, 37. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. Die man se oë rek, en hy sê vir homself, okay, third time's the charm. Sit, wind waai, druk. Johannes 13, vers 27. Toe sê Jesus vir hom, moenie wag nie, maak gou. Vriende, daar's 'n baie makliker en baie veiliger manier. 'n Baie veiliger manier. Vra vir die Here. Die Here het die Heilige Gees vir elkeen van ons gegee. Sê, Here, laat die Gees met my praat. Ek asseblief moet my nou nie verstaan, ek sê asseblief nie, jy mag nou nie gaan oopmaak in die Bybel. Dis die Here se woord. As hy daardeur met jou wil praat, wil hy daardeur met jou praat. Maar moenie dit sonder God doen nie. Moenie probeer antwoorde kry uit sy woord sonder hom nie. Vra vir hom, Here, u Gees woon in my, praat met my deur die woord. Sê vir my. Maar moet dit nie by jou wil inpas nie. Psalm 32, ongelooflike belofte. Weerens skryf die psalmdigter. Hy het gesê, God, ek is soos 'n onderwyser vir jou. Ek vat jou aan die hand en ek lei jou op die regte pad. En hoor hierso, ek sal elke keer vir jou raad gee. Ek sal elke keer vir jou die regte raad gee. Ek sal jou oppas. Hoor julle daai woordjie sal? Ek sal vir jou raad gee. Die regte raad. Ek sal jou oppas. Ek sal jou leer. Selfde belofte vir my en jou. So asseblief, ek sê nie dis verkeerd om God te vra oor jou man of jou vrou of jou huis of jou werk of jou kar of jou wat ook al nie. Dis nie verkeerd nie, inteendeel. Maar kan ek vandag vir jou sê dat God se wil gaan oor baie meer as die werk wat jy doen. God se wil gaan oor jou hart. Jou teenwoordigheid by hom. Ek sê weer, jy mag vir God enigiets vra. Ook jou werk en jou kar. Ook jou man of jou vrou. Maar God is nie 'n magic 8 ball nie.
Ek vra nie meer vir God omdat ek nou skielik antwoorde wil hê nie. Ek vra vir God omdat ek in 'n verhouding met hom leef. Omdat ek wil weet wat sy raad is, omdat hy my Vader is. Soos jy met jou eie ma of pa sou doen. Om met hulle te praat oor die werk wat ek moet kies, omdat jy my ma of jou pa is en ek het jou advies nodig. Omdat ek jou liefhet, omdat ek jou vertrou, omdat ek by jou wil wees. Dis hoekom ek hierdie goed van u vra. Nie omdat ek skielik net antwoorde nodig het. God se wil is 'n verhouding. Jesus bid, nie my wil nie, Here, u wil. Vra dat die Here se wil, dat God se wil sal geskied. Ons het mekaar gesê, God se wil is enkelvoudig. God het een wil. God se wil is, ons lees daarvan Johannes 6 vers 39. Onthou, Jesus bid, laat u wil geskied. Jesus sê, hier is God se wil. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat ek almal wat hy aan my gegee het, dat nie een verlore sal gaan nie. Jesus sê aan die kruis, selfs voor dit sê hy, Here, laat u wil geskied. Here, ek is bereid om hierdie beker te drink, sodat u wil geskied. Wat is sy wil? Sodat ons in verhouding met hom kan wees. So Jesus weet hy moet aan 'n kruis sterf, sodat mense soos ek en jy vandag verhouding met God kan leef. Jy kan gaan lees, oor en oor in die woord, hoeveel keer as Jesus na God se wil verwys, dat hy praat oor sy kruisdood. Dat dit God se wil was. Hoekom? Sodat ek en jy in verhouding met hom kan leef. Ek sluit af. God se wil. Jesus bid 3 goed. Hy sê vir die Here dat hy magtig is. Wat vir my en jou ongeag of ons bid dat God se wil moet geskied of nie, dat ons nog steeds God enigiets kan vra. Wat ook al op ons hart leef. Dan bid Jesus dat hierdie beker by my verbygaan. Om vandag vir jou te sê, ons gaan nie verstaan wat in ons lewe gebeur nie. Maar ongeag wat gebeur, God is daar. Ek het dit nie ingesit nie, maar in Lukas se evangelie as Jesus bid, hierdie gebed bid, dan stuur God engele om hom te versterk, om vir hom te sê, ek is by jou. Ek los jou nie. Om vir my en jou te sê dat wat ook al die beker is, God is by jou. En derdens, as ek sê, Here, nie my wil nie, dan hang ek myself aan 'n kruis. Ek neem my kruis op. En ek sê, Here, laat u wil geskied. Help my om in verhouding met God te leef. Wanneer jy die woorde bid, laat u wil geskied, moet jy versigtig wees. Want jy sê vir God, Here, laat wat ook al gebeur, laat dit gebeur. Ek wil in 'n naby verhouding met u leef. Soos jy weer wil weet, wat is God se wil? Dis 'n verhouding. So wat ook al gebeur, verhouding. Hy soek jou by hom. Kom ons bid saam. Here, my gebed is baie eenvoudig vandag. Ek wil vra dat u wil geskied in ons lewe. In Jesus se naam. Amen.